In Ink Luisterstories bied aan. Dag sê al die inkers. Ons is terug by Anna. Anna hoofstuk 3. Geskryf en voorgelees deur Sarita Pieterse, alias Saartjie, die Bosveld by. Dan Souf noem die oggend aan tafel van Tygerberg wat dringend op soek is na leerlingverpleegsters. Anna stel dadelik belang. Enige werk is nou 'n goeie een en sy dink sy sal van verpleging hou. Vir 'n vlietende oomblik dink sy aan haar verskrompelde droom om te gaan drama studeer. Maar tot sy mondig is, sal dit moet wag. Sy kry die verdere inligting by haar tante en doen aansoek. 'n week later word sy genooi vir 'n onderhoud. Anna daag 'n halfuur voor die afgespreekte tyd op vir haar onderhoud met matrone Fischer. Sy is blykbaar die opleidingshoof van die verpleegterskollege. Haar hande sweet en sy vryf hulle onophoudelik, verwen skielik haar plattelandse opvoeding, waar sy so min geleer het van die buitewêreld en tog so baie moes verdra. Matrone Fischer nooi haar in. Sy lyk op die oog af streng. Hare in 'n stywe donkerbruin bolla na agter gekam. Uniform onberispelik. Ernstige gesig, maar sagte grys oë wat soveel meer raak sien as wat Anna vermoed. "Juffrou, jou matriekuitslae is uitmuntend. Wat maak jy hier?" vra die matrone op die man af. Anna word bloedrooi, kan haar nie in die oë kyk nie. Hoe vertel 'n mens vir 'n wildvreemde vrou van 'n wrede dronklap pa wat gedink het hy kan sy dogter melk vir 'n paar pond? Ergens vandaan hoor sy weer tant Souf se stem. "Jy is meer werd as baie mossies." Sy maak haar skouers reguit, kyk matrone Fischer reëlreg in die oë en sê kalm: "Matrone, nie almal wat uitmuntend vaar kry uitmuntende geleenthede nie." En daarmee trek sy haar skouers sfinkserig op, boog haar wenkbroue en sê voorts: "That's life." Matrone staar 'n lang oomblik in die fletsblou oë wat eerlik en effens uitdagend nie weifel onder haar blik nie. Sy het 'n aanvoeling oor hierdie kind. Jare se ondervinding het haar met een oogopslag alles laat raak sien wat sy wou weet, sonder dat 'n woord geuiter is. Hierdie jong meisie voor haar weet van swaar kry. Sy kan hard werk en daar is 'n aardse eerlikheid aan haar wat haar 'n uitstekende kandidaat maak vir verpleegopleiding. Haar bogemiddelde intelligensie en goeie matriekuitslae maak die onderhoud eintlik 'n blote formaliteit. "Wanneer kan jy begin?" vra sy eenvoudig. Anna laat nie op haar wag nie en sê oorstelp, amper oorhaastig, dat sy vanmiddag al sal begin. Matrone glimlag net effens en antwoord vermaanend: "Stadig juffrou, die nuwe inname meld maandag aan. Jy het dus die res van die week om jou sake in orde te kry. Alle leerlingverpleegsters moet minstens die eerste jaar by die verpleegsterskoshuis inwoon. Jy sal al jou etes daar ontvang. As deel van jou pakket sal jy ook die nodige uniforms en skoeisel ontvang. Sorg dat jy maandagoggend stiptelik 7 uur voor die hoofingang aanmeld. Julle sal van daar af verder geneem word deur die senior verpleegsters." Net toe Anna die vertrek wil verlaat, roep die matrone haar weer terug en sê meewarig: "Juffrou, sekere geleenthede kom op die mees onverwagte oomblikke uit die mees onverwagte oorde. Dit maak hulle nie minder uitmuntend nie. Onthou dit." Anna daag die volgende maandag stiptelik en verbasend genoeg met opgewondenheid op. Hulle doen die oggend nie veel meer as indeling, handboekontvangs en klerasie uitreiking nie.
Die middag ontmoet hulle al die dosente, word deur die opleidingsgeboue en hospitaal geneem en laastens 'n koshuiskamer toegeken. Sy deel 'n kamer met Maggie, 'n Engelse meisie wat in Durban groot geword het. Alhoewel hulle soos dag by nag verskil, kom hulle dadelik oor die weg en kom gou agter dat beide 'n sagte plek het vir drama en toneelspel. Die aand, net voor slaaptyd, sit Anna op haar bed en blaai deur haar nuwe handboeke. Besef dat dit wat sy sien, alhoewel nog baie onverstaanbaar, haar interesseer en opgewonde maak vir wat voorlê. Aan die einde van Anna se eerste maand as leerlingverpleegster ontvang sy vir die eerste keer 'n salaris. 12 pond en 10 shillings. Karig in baie se oë, 'n fortuin in hare. Sy stuur 'n poswissel van 5 pond vir haar ma en berg die res sorgvuldig in haar potloodblikkie tot sy weet wat om daarmee te doen. Haar stadswyse kamermaat snel haar tot hulp en help haar om 'n spaarrekening oop te maak by die poskantoor. Algaande begin Anna haar lewe geniet. Sy raak stadslim, danksy Maggie en Tersie, weet waar om te koop, wat om te koop, hoe om van publieke vervoer gebruik te maak en waarvoor sy moet ligloop. Die onafhanklikheid en die feit dat sy nie meer waaksaam en in vrees rond hoef te sluip nie, bou haar karakter uit en gee vir haar 'n ongekende selfvertroue. Die geleidelike metamorfose en die feit dat sy so ongekunsteld en onbewus is daarvan, laat Anna soos 'n lieflike roos oopgaan en word sy net nog mooier. Sy styg uit in haar werk, soveel so dat sy na 3 jaar haar diploma voltooi en besluit om haar verder te bekwam in verloskunde en pediatriese verpleging. Die kleintjies lê haar baie na aan die hart en laat haar terugdink aan haar dae op Broederstroom tussen Sissa en haar boeties. Sy stuur steeds elke maand vir haar ma 'n paar pond en skryf gereeld, maar was nog glad nie weer terug by haar ouer huis nie. Tans werk sy ekstra skofte in ongevalle om 'n paar rand meer te verdien. Sy bly steeds in die verpleegsterskoshuis, sien nie die nodigheid van 'n woonstel nie. Op hierdie stadium lyk dit vir haar net na 'n onnodige uitgawe. Sy geniet darm nou die luukse van 'n eie ruim kamer met 'n klein aangrensende sitkamertjie waar sy gaste mag ontvang, aangesien sy darm nou al die status van suster bereik het. Sy en Maggie is steeds goeie vriende. Hulle het saam by 'n toneelgroep aangesluit en doen elke woensdag aand ywerig mee aan wat ook al produksie ingeoefen word. Elke 3 maande bied hulle dan 'n opvoering aan wat deur die publiek ondersteun word en sodoende bly die groep aan die gang. Alhoewel sy dit terdee geniet, besef sy dat drama veel eerder as 'n stokperdjie vir haar werk as om daarvan 'n loopbaan te maak. Sy voel dat haar passie by verpleging lê en sy ploeg al haar aandag en energie daarin. Wanneer sy nie werk of toneel speel nie, studeer sy. Daar is dus na 3 jaar, haar skoonheid ten spyt, nog geen klong wat haar tot drifte, drange en 'n wegholaar kon dryf nie. Nie dat daar nie diegene was wat probeer het nie, Anna het hulle egter ferm en vinnig die deur gewys. Sy het pas gekwalifiseer as suster, toe sy weer een aand diens doen in ongevalle. Skielik bars 2 mans deur die swaaideure. "Asseblief nursie, kan julle die seer help? Hy het baie seer gekry." Anna is onmiddellik in raakvatmodus en lei die man vinnig na die naaste behandelingskamer. Maak hom sit terwyl sy kalm en vaardig te werk gaan. Hy kom van 'n wynplaas af. 'n Vol wynvat het van sy stellasie af op hom geval. Hy kon gelukkig betyds wegspring om 'n noodlottige ongeluk te vermy, maar sy skouer en linkerarm het lelik seer gekry. Anna sien die rooi opgehewenheid oor sy skouer en arm en die skouer wat uit proporsie skeef staan. Dit herinner haar onafwendbaar weer aan die hale oor haar eie arms, soos haar pa se gordel op haar neergegesel het. Net vir 'n vlietende sekonde voordat sy haar volle aandag weer by haar pasiënt bepaal.
Die het nog nie 'n enkele woord geuiter sedert sy aankoms nie. Dit is egter duidelik dat hy geweldig pyn het. Dokter sal nou hier wees. Hy gaan jou waarskynlik eers moet stuur vir X-rays, maar ek vermoed jou skouer is in sy glorie ingedislocate. Verder het jy net gebroes. Jy sal oukei wees. Gert Cronje se kop ruk skielik omhoog. Dis sy. Hy sal daardie stemmetjie in 'n skare eien. Dieselfde parmantige stemtoon, dieselfde onwrikbare vreesloosheid. Hy kyk op, reguit in die einste kobaltblou oë wat al vir 3 jaar dag en nag by hom spook. Hy hoop net Richard is vanaand aan diens. Hy moet hom help. Al moet hy vanaand in hierdie hospitaal slaap, maar hy gaan nie hier uit sonder dat hy alles van haar weet nie. Die klein Mary, om hom van soveel nagte se slaap te beroof. Alles was klopdisselboom tot sy die dag die kelder ingestap het. Daarna was niks weer dieselfde nie, en dis nie asof hy haar nie gesoek het nie. Orals, daar was net geen leidraad wat hom op haar spoor kon sit nie. Anna se maag ruk asof sy warm pap gesluk het. Jy, glip dit uit voor sy kan keer. Sy word 'n matie rooi en glip by die kamer uit om in die gang tot verhaal te kan kom. Wat gaan nou met haar aan? Raas sy met haarself. Sy voel hoe haar ore gloei en haar hart teen dubbelspoed voortsnel. Sy kan nie glo dat sy hom na sy die man 3 jaar gelede letterlik vir enkele minute gesien het, so gou herken nie. En die vreemde sensasie in haar binnegoed, waar sou dit vandaan kom? Mense sweer sy's 'n 15-jarige bakvisie. Wel, sy het nou gedoen wat sy kon vir hom. Dr. Richard moet nou maar verder vat. Sy gaan nie weer daarin nie, die man ontseën nie haar. Richard Visser kom die ongevalle saal vrolik binne. Hy neem die leer wat Anna na hom uithou en sê tergerig, "Naand Suster Kwaadjie, wat het jy vir my?" Anna ignoreer die bynaam en sê professioneel, "Naand dokter, 'n pasiënt vermoedelik met 'n skouer wat gedislokeer is. Ek het reeds met ekstrale gereël." Richard knik ingenome en gaan die behandelingskamer binne. Hy kyk verbaas om en vra, "Suster, kom jy nie saam nie?" Anna bloos weer tot haar groot ontsteltenis en stamel iets van klaar gemaklik voor sy haar bliksig uit die voete maak. Richard kyk haar verbaas agterna voor hy weer omdraai en sy ou universiteitsvriend hartlik groet. Gert vertel hom dat sy die meisie is na wie hy so gesoek het. Richard beluister die verhaal met genoegdoening. Sy vriend het uiteindelik sy Moses teëgekom. Hoogtyd. Maar dit gaan 'n man op 'n perd vat om die ene aan te keer. Die manne draai die een na die ander bedroe voor haar deur om. Sy staan nie vir net bekend as Suster Kwaadjie nie. Hy moet darm sê, as hy nie self gelukkig getroud was nie. Sy's darm vreeslik mooi. Gert het, soos Anna voorspel het, toe net 'n ontwrigte skouer en 'n paar kneusplekke. Nadat Richard die skouer terug op sy plek het, ontslaan hy Gert met die belofte van al die inligting wat hy kan bekom oor Anna. Anna hou egter haar privaat lewe presies dit, privaat. Hy kry dus weinig meer as dat sy steeds in die verpleegsterstehuis bly. Dit is egter genoeg vir Gert. Ten minste weet hy nou waar om te gaan aanklop. Richard waarsku hom egter herhaaldelik dat Anna nie die inkatrolsoort is nie. Hy sal meer skietgoed as blomme en sjokolade in sy arsenaal moet hê. Sy laat haar nie maklik beïndruk nie. 'n week later werk Anna die 7 tot 1 skof in die kindersaal. Net voor die koshuis ingang wag hy haar in. Anna stap waaksaam stadig nader. "Meneer Cronje, soek jy iemand?" Gert kom staan reg voor haar. Hy is 'n hele kop langer as sy. "Het jy toe by 'n ander kelder reggekom?" val hy met die deur in die huis. Anna besef dadelik hy verwys na daardie dag en ruk haar van vooraf op. Sy antwoord astrant. "Weet jy, ek het gereken na jou wangedrag gaan alles in anyway na hoenderpoep smaak. Toe gaan ons maar huis toe. Ek drink nou nog nie wyn nie. Is daar nog iets, Cronje, of kan ek nou maar aangaan met my lewe?" Maar Gert is vandag reg vir haar. En hy antwoord op dieselfde trant. "Nee, Stander, jy kan nie, want jy het my hele lewe kom opkrap. En in anyway, glo ek nie jy weet regtig hoe proe hoenderpoep nie." Anna stol in haar spore.
Sy draai stadig terug na Gert en kyk onbeskaamd diep in sy donkerbruin oë en glimlag stralend. Word vervolg. Nou ja, vriende, nou sal ons moet wag vir hoofstuk 4 om te weet wat gaan hier verder aangaan. Lekker dag vir julle. Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.